Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Vandag is ons by deel 14 van geestelike groei. Ek is so opgewonde dat ons 'n jaar kan begin met die onderwerp, wat is jou genadegawe? Hoe fantasties sal dit nie wees as jy weet wat jou gawe is nie? Ons gaan vandag saam met pastoor Karen Meiberg van Trinity Truth Foundation gesels en sy gaan met ons deel, wat is die genadegawe van die Here? Kom ons hoor 'n bietjie, wat sê sy, wat is genadegawes? 'n Genadegawe is die genade van God wat verweef is in wie ons is, sodat wanneer ons 'n verhouding met God het, ons hom kan eer op die manier waarop hy ons gemaak het. Kom ons kyk wat sê die woord dan van die genadegawes. Romeine 12 vers 6 tot 8. Om ons te help om hierdie funksies te vervul, het God vir ons elkeen besonderse genadegawes gegee. Ons almal het nie dieselfde genadegawes van hom ontvang nie. God het dit aan ons elkeen uitgedeel soos wat hy goed gedink het. So as jou hemelse geskenk is om God se boodskap bekend te maak, doen net dit. Maak sy wil bekend in die geloof wat jy daarmee saam God se hand ontvang het. En as jy oor die gawe beskik om ander mense te dien, dien hulle dan met oorgawe. As jou genadegawe is om ander te leer waaroor ons verhouding met God gaan, doen net dit. En as jy oor die gawe beskik om ander mense te vermaan en te vertroos, doen dit. As jou genadegawe is om jou besittings met ander te deel, moet dan nie synig wees nie. En as jy die geskenk van God ontvang het om 'n leier te wees in die kerk, doen dit met toewyding. En as jy oor die gawe beskik om mense te help wat in nood verkeer, doen dit met blydskap. Die waarnemer of die perceiver is dan die oë van die liggaam van Christus. Hulle is begaafd met geestelike insig. Hulle sê wat hulle dink en hulle verklaar die waarheid. Vir hulle is dit reg of verkeerd, swart of wit. Kwaliteitbeheer is vir hulle baie belangrik en hulle praat oor geestelike en of sosiale probleme in die omgewing. Dis dan ook die mense wat die gawe het van profesie. Die dienskneg of die server is die hande van die liggaam van Christus. Hulle voorsien in fisiese behoeftes, is taakgerig, moet altyd iets doen om te help, deur te bedien. Dit is dan die gawe van praktiese diens. Die leraar of die teacher, die leraar is die verstand van die liggaam van Christus. Hulle is die mense wat hulle stel ondersoek in iets in, hulle onderrig en hulle maak inligting verstaanbaar vir geestelike groei. Dit is dan die gawe van kennis ook. Die bemoediger of die exhorter is die mond van die liggaam van Christus. Hulle sorg vir die geestelike behoeftes van ander. Hulle bou op, bemoedig ander en kan leraars ook wees en voldoen aan 'n spesifieke behoefte in die spesifieke seisoen en tydstip. Dit is ook die mense wat die vermoë het om 'n evangelis te wees of groot groep mense bymekaar te bring en toe te spreek. Hulle hou nogal daarvan om die mikrofoon dan ook in die hand te hê. Die gewer of die giver, hulle is die arms van die liggaam van Christus. Hulle is begaafd om bronne te produseer en te deel. Dis gewoonlik van hulle tyd, hulle geld, hulle liefde, hulle energie en hulle hou daarvoor om te gee selfs al het hulle nie veel nie. Hulle is dikwels spaarsamig sodat hulle meer kan gee en as hulle nie finansiëel in 'n behoefte kan voorsien nie, dan maak hulle 'n ander plan. Dan die 5de genadegawe is die leier of die ruler. En die leier is die skouer van die liggaam van Christus. Hulle sien die groter prentjie, hulle gee rigting, hulle delegeer en motiveer ander om hulle doelwitte te bereik. Hulle is vol selfvertroue. Dit is vir hulle lekker om te sien hoe hulle ander gehelp het en hoe ander in hulle purpose instap. Die barmhartigheidsgeskenk of die mercy gift. Nou hierdie genadegawe is die hart van die liggaam van Christus. Hulle is sensitief, vol liefde, medelee en barmhartigheid. Hulle is vergewensgesind en hulle fokus op die emosionele behoeftes van ander mense. Nou, hoekom is dit so belangrik dan dat ons weet wat is ons genadegawe? Nou, God se wil is dat daar 'n oop hemel oor ons moet wees en dat ons in intimiteit met die Vader, Seun en Heilige Gees moet omgaan. En daarom moet ons dan getransformeer word, nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. So die wêreld wil ons laat aanpas by 'n spesifieke patroon en ons beroof van wat God se plan vir ons lewe is. So die wêreld het ons identiteit en ons gawes en ons eindbestemming gemasker, beskadig of verdraai as gevolg van ons eie ervarings en die van ons generasies. En as ons nie weet wie ons werklik is nie, sal ons vir ewig vra, waar pas ek in of waar behoort ek? So God wil ons dan transformeer in wie ons werklik is in hom. Ek sluit dan vandag af sommer net so met 'n tong in die kies, bietjie humor. Nou as ons nou gaan kyk
kyk hoe elke genadegawe sal reageer op die volgende. Gestel dan, dis 'n maandagoggend, ons almal is in vergaderingsdruk besig, en skielik hoor ons hierdie massiewe slag hier buitekant. Nou daar gekom het, sien ons dan iemand het met 'n trok binne in die kantoor se voorportaal vasgery en gelukkig het almal lig daarvan afgekom. Kom ons kyk hoe elkeen van die genadegawes sal reageer. Nou die waarnemer of die persiewer sal sê, ek het hierdie al lankal sien kom. Die afdraande vanaf die stopstraat na die kantoor toe loop lynreg met ons voordeur. Die diensknegt sal sê, ek sal help om die gemors skoon te maak. Die leraar sal sê, die rede waarom hy trok in die kantoor vasgery het, is dat hy soos 'n maniak jag op die gronde. Die bemoediger sal sê aan die bestuurder, jy moenie weer so jaag nie, jy stel mense se lewens in gevaar, het jy seer gekry. Die gewer sal sê, ek sou jou graag wil help om 'n nuwe deur te installeer en om die skade te herstel. Die leier sal sê, Japie, kry die besem in die asblik. Deborah, kyk dat daar niemand onder die trok lê nie. Andrei, help my om hierdie bestuurder uit die trok uit te kry. Susan, bel die ambulans. En dan sal die mercy gift of barmhartigheidsgeskenk sê, moenie sleg voel nie. Dit kan met enige iemand gebeur, ons almal maak foute. Sjoe, Karen, baie dankie dat jy die tyd gevat het om ons te kan verduidelik wat is genadegawe. Wat vir my so mooi is, dat Karen vat die tyd om 'n analise met jou te doen, om jou gawes te ontdek, soos jy vandag deur hierdie boodskap aangeraak is en jy wil graag weet, wat is jou genadegawe? Kontak vir Karen en sy sal met jou 'n analise doen waar jy kan ontdek wat is jou persoonlike eienskappe, wat is jou sterk en swakpunte en die gevare en die struikelblokke waarteen jy moet waak. Sy doen Zoom meetings en sy kan met jou 'n telefoniese gesprek voer en dan kan jy ook uitvind wat is jou genadegawe sodat jy daarin kan beweeg hierdie jaar, dat jy daarin kan operate as ek dit so kan stel. In haar kursusse sal jy ontdek die dieper geestelike identiteit in Christus wat jou genadegawes vergesel. Leer ook saam om gesag te staan in jou roeping as kind van God en hoe jy 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Indien haar kursus bevat ook baie kosbare profetiese skatte uit die woord van God en sal jou perspektief heeltemal verander. Haar kursus word aanlyn aangebied en bestaan uit 8 sessies oor 'n tydperk van 4 maande. Hier gaan sy in diepte in, sodat dit nie afgeskeep moet word nie. Die ekstra praktiese opleidingssessies wat help om jouself te vestig in jou genadegawes is ook deel van haar kursus. In Jakobus 1 vers 17 staan daar, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van ligte, by wie daar geen verandering of skadewee van omkering is nie. As jy vandag met Karen wil kontak maak, haar nommer is 063-378-4543, of jy kan haar ook 'n e-pos stuur by info@trinitytruth.co.za en sy het ook 'n Facebookblad wat sê Trinity Truth Foundation. En haar webtuiste is www.trinitytruth.co.za. Maak gerus met haar kontak as jy vandag jou genadegawe wil ontdek. Volgende week wil ons baie graag gesels oor die wapenrusting van die Here en hoekom ons dit daagliks in ons lewe moet aantrek teen hierdie aanvalle wat ons so daagliks in ons lewe kry. Hierdie jaar wil ons dit reg begin wanneer ons in ons genadegawe van die Here kan stap, as ook om die volle wapenrusting van die Here te kan aantrek. Volgende week gaan ons 'n bietjie in diepte daaroor gesels. Tot dan, totsiens. Ons WhatsApp-nommer is 0711662178. Hallo? 0711662178. Vir getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.digetuienis.co.za. Nie uitmis op ons volgende deel nie.